Goed, ons praat nou oor die 8ste konstellasie. Interessant, 8, nuwe begin. 8 syfer van Yeshua. Aries, die lam met die hoofletter, of die ram, en ook genoem steenbok. En dit dui op Messia, die lam van Elohim, wat ons sondes versoen. Die eerste helperkonstellasie is Cassiopeia, die vrou op die troon of dan verloste bruid. Die tweede een is Cetus, die seemonster, en Perseus, die breker of deurbreker. Daar's 'n uitbeelding, soos wat in een boek voorkom. Ons sien Aries die ram, hy is baie naby die ekliptika, en dan Perseus, die breker of deurbreker, die vrou op die verloste troon, of op die as verloste bruid op die troon, en dan die seemonster. Daar's nog 'n uitbeelding van hom. So, hierdie konstellasie typeer eintlik die gebeure van die onlangse asook teenwoordige tyd van die hemelse en geestelike realm. Want hier sien ons dat die bruid in kettinge word vrygemaak en sy word verander na die vrou op die troon, Cassiopeia. En ook die Satan wat verslaan en gebind word. Aries die lam of die ram is die beeld van 'n skaapram wat sy een voorpoot, soos ons gesê het, die band van die visse vasdra wat vas is aan die seemonster Cetus. En die Hebreëse naam vir Aries is Taleh, die lam met 'n hoofletter. Die hoofster hier is El-Nath, wat beteken gewond of verslaan. En die tweede helderster is El-Sheraton, die verbryselde of die gewonde. Met die prosesie van die son se sirkelgang deur die Melkweg, wat as die groot jaar of vaste tye bekend staan van 25.920 jaar, wat dit hierdie sirkelgang neem, sê sterrekundiges vir jou, en ek kon dit ongelukkig nie afgelaai kry, dat die son reg oor die ster El-Nath gewond of verslaan was, presies op die middaguur 12:00 op die vloekpaal 33 na Messia, soos gesien van die aarde af. Dit het 3 uur duisternis geword. Wat is die kans dat die son in sy prosesie deurbeweeg en wanneer die lam aan die vloekpaal is op die middaguur direk op hierdie konstellasie sou wys? Kan nie die enormiteit verstaan. Sommige geskiedskrywers skryf ook dat die duisternis van daardie middaguur so donker was dat meeste van die helder sterre kon sien in die hemelruim. Elohim se beplanning en sy tydsberekening is absoluut presies, akkuraat en perfek. Soos dit ook staan in Galasiërs 4:4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het Elohim sy seun uitgestuur. Want Yeshua is op die presiese beplande tyd aan die vloekpaal vasgehaal op 14 Nisan 33 na Messia op die middaguur. En ek glo dat die wederkoms sal dan ook net so presies wees. Hoekom gaan hy verander? Dit sal presies wees volgens Elohim se beplanning en dit sal so gebeur. En dit sal ook dan plaasvind soos dit in die profesie staan. En dit sal dan wees soos dit staan in Openbaring 5:12. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En 'n mens het nie genoeg woorde om sy lof te besing nie. Laat ons dan bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Interessant, die woord hier vir Grieks is 'n vrou wat reeds getroud was. Dis nie meer 'n bruid soos in die gewone sin van die taal. Nou, die eerste helper is Cassiopeia, die vrou op die troon, verloste bruid. Nou, oudtydse verhale en legendes noem dat die koning Cepheus getrou het met Andromeda, die vrou in kettinge, en toe verander sy in Cassiopeia. Daar is sulke legendes, né? Nou, legendes is maar snaakse goed.
maar sy word die koningin op die troon. En hier word dan sy uitgebeeld met 'n takkie in haar hand, wat oorwinning verbeeld. Die helder ster hier is Cedar, die bevryde. En die volgende ster is Roegba, die een wat op die troon sit. Nou Seefees is naby haar as die koning, wat sy scepter in haar rigting hou. Waar lees ons van scepter wat uitgesteek word na 'n vrou? In die boek Ester. Dit herinner aan Ester, daar in Ester 5 vers 1 tot 3, gaan lees dit self. Die koning het sy scepter na haar uitgehou. In hierdie beeld, in die sterrekonstellasie, wys die scepter na Cassiopeia. Daarin is ook 'n verborgde profesie. En ek prys Vader. Mens lees die goed en dan skielik gaan iets net vir jou oop. Dit het duidelik geword met hierdie sterrebeelde. Op die 3de dag het Ester haar koninklik aangetrek en gaan staan voor die koning. En toe het hy sy scepter uitgehou. Op die 3de dag na Messia hou Messia Yeshua sy scepter uit na ons. Sien jy dit in? Dan gaan ons as bruid voor hom staan. En die tweede helper is Cetus, die seemonster. Hierdie uitbeelding typeer die Satan wat gebind word deur die Messias, soos ons lees in Openbaring 20 vers 2. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Nou, insiggewend dat daar in die psalms ook na seemonsters verwys word. Ek gaan soek my elke keer, is die woord in die Bybel, wat jy hier in die sterrebeelde sien. En wat verband het daarmee? Psalm 74 vers 13. U het deur u sterkte die see geklief. U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek. Nou die derde helper is Perseus, die breker of die deurbreker. Dis die uitbeelding van 'n kryger met 'n swaard hoog in sy regterhand en onder sy linkerarm met hy die afgekapte kop van die vyand. Hy het ook vlerke aan sy voete, wat ook daarop dui dat hy ekstra spoed het. En dit skielik sal wees wat hy kom as sy helper. Die helder ster in sy linkervoet is Athik, die een wat deurbreek. En die afgekapte kop is die ster Algol, wat in Hebreëus genoem word Rosh Satan, kop van die teenstander. So, baie duidelik word dit hier ons gegee. So Perseus kom van die Hebreëse Peretz, wat beteken breuk of gebreekte. Nou ons vind 'n profetiese heenwysing na Messias se wederkoms en wat hy gaan doen in Jesaja 28 vers 1. Want Jahwe sal hom gereed maak soos by die berg Perasim. Hy sal aanstorm soos in die dal by Gideon om sy werk te doen. Vreemd is sy werk. En om sy daad te verrig, ongehoord is sy daad. Nou waar lees ons van Perasim in die Bybel? Ons vind dit in 2 Samuel 5 vers 17 tot 20 waar koning Dawid, let wel, pas oor die hele Israel as koning gesalf is. In die jaar 1002 voor Messia. Dit was nadat hy navraag gedoen het by Jahwe, moet hy uitgaan teen die Filistyne ja of nee? Die sê Jahwe ja, en hy het hulle gaan verslaan. En hulle die plek toe Baal Perasim genoem. Nou ja, hoor jy wat hier gebeur? Oor die hele Israel, koning, as tipe van Messia. En hy het al die vyand verslaan. Ja. Eindelijk wonderbaarlik wat hier weggesteek is. En hier is die syfer waar is dan ook wat ons dui op Yeshua se wederkoms. Dat Messia oor die hele Israel en die ganse aarde koning sal wees. En al sy vyande sal verslaan en onderwerp. Baal Perasim 5:40. In Hebreëus 2 Samuel 5 vers 20. Perasim met optel 2 Samuel 5 vers 20 weer een. Perasim, wanneer jy dit vermenigvuldig. Wat is die kans dat dit uitwerk as jy dit vermenigvuldig en optel in dieselfde totaal kan? En dan staan daar in 1 Kronieke 14 vers 11, daar by Baal Perasim, soos water deurbreek, 480. Nou, in die boek word Openbaring, word die getal 42 baie genoem. Hier moes ek al gelees het, 42 maande. Hoe lang is 42 maande?
1260 dae, né? En dit word 'n hele paar keer genoem, ek dink 4 of 6 keer as ek reg onthou. Nou 2 maal 1260 is 2520, né? En 2 maal 2520 is 5040. Dis erken jy 5040, 540. Ja, dit het te doen met die beproewing van Jakob en dan ook met Armageddon. Ons gaan soek 5040 in Openbaring 11 vers 15, die sinnetjie wat sê die eiendom of koninkryk van ons Jahwe en van sy Messia is 5040. En dan wanneer jy die Griekse letters Christus met mekaar vermenigvuldig, dan is dit 5040. En 5040 is die 7de dag vanaf Adam. En ons het net gehad 576, 6 dae vermenigvuldig. Dis 5760. En ons het gesê, dis die jaar September van ons Gregoriaanse kalender, September 1999. Messia kom terug na 6000 jaar. Maar daar is nog meer. 5760 is ook wanneer jy het vermenigvuldig, net optel. 5760 is die sinnetjie in sy heerlikheid verskyn, Psalm 102 vers 17. 5760 is die vors, die prins op Engels, né? Daniël 9 vers 22. En dan 4800 is die koms van die seun van die mens, soos dit optel in Matteus 24 vers 27. En 480 het te doen met hierdie konstellasie, die deurbreker wat optrek. Nou, deurbreker is eintlik 'n vreemde begrip in Afrikaans. Maar mense sien dat dit hier direk gekoppel word aan hierdie konstellasie, die deurbreker. Kom ons lees Micha 2 vers 13. Die deurbreker sal optrek, 480, voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en die poort intrek en daardeur uittrek en hulle koning sal voor hulle uitgaan en Jahwe heeltemal vooraan. Hy kom as die leerowerste terug. Hy kom nie weer as die dienaar nie. Hy kom as die leerowerste. Nou in 'n ou profesie van Numeri 14 vers 17 staan daar van 'n ster wat sal tevoorskyn kom uit Jakob en 'n scepter uit Israel. Dit is dan ook 'n heenwys van Messia op Dawid se troon met dieselfde syferwaardes wat dit bevestig. 48 sal hy dan ster, optel 4800 ster vermenigvuldig. 54, ons het die 54 nou al 'n paar keer weet gehad, scepter by vermenigvuldiging. So opsommend is hierdie konstellasie van die Aries of die lam oor die wederkoms van Messia Yeshua, maar die seemonster Cetus as die Satan bind en die vrou in kettinge Andromeda oplig en op haar koninklike troon sit as Cassiopeia die koningin. Hy kom as die breker of die deurbreker, Perseus, wat die vyande van Israel verslaan, die een wat waardig is om die 7 seels oop te maak van Openbaring. Nou die laaste konstellasie in die diereriem of dan die Zodiac, die laaste 4, vertel dan van die wonderbare vervulling van die beloftes van Elohim en die beloftes van versoening en 'n nuwe begin deur Messia Yeshua. Die 9de een, finaliteit, oordeel, rus, Taurus, die bul. Messia kom terug as heerser. Orion, die jagter of komende prins of ook ligdraer. Die volgende 2 helpers is Eridanus, die rivier van die regter, en Auriga, die herder. Daar is 'n prentjie hoe een boek het voorstel. Die herders, Taurus, die bul, Orion, die jagter en ligdraer, en die rivier van die regter. So hierdie 9de konstellasie, in kort, Messia kom terug as heerser. Dit word uitgebeeld deur 'n vors voorlyf van 'n bul. Maar dit was eintlik die beeld van 'n uitgestorwe dier wat in Midde-Ooste en Oos-Europa geleef het, wat baie groter en kragtiger as ander beeste is. Dis amper 'n soort buffel. Ek vergeet nou wat sy Engelse naam. Die agterste deel
word opgeneem deur Aries die ram of die lam, wat ons so pas oor gesels, as die verheerlikte lam van Elohim. Nou die helderste ster is die oog van hierdie magtige dier wat genoem word El-Debaran, leier of gouverneur beteken dit. En dis eintlik 'n gepaste uitbeelding, want Messia kom weer saam met sy engele om oorlog te voer teen die magte van die duisternis, soos wat dit geprofeteer word in Psalm 92 vers 11. Terloops, die Pleiades sterregroep is ook in hierdie toren wat 400 ligjaar van die aarde af is. Vers 11 van 92. Maar u verhoog my horing soos die van 'n buffel, en ek is met vars olie gesalf. Nou, ons lees ook in Psalm 19 vers 11 tot 15 van hierdie groot oorlog van Elohim se wraak, soos al lank voorspel is deur die profeet in Jesaja 34 vers 2 tot 8. U moet dit asseblief self lees. Nou, Orion die jagter, die komende prins, hy is baie bekend want daai 3 sterre in sy gordel lyn op ook met die 3 piramides op 'n sekere skaal daar op die Giza plateau, né? Daar's verskillende uitbeeldings daarvan. Die oudstes wys 'n knippel in sy regterhand en omhoog hou, en in die ander hand 'n leeu se kop en vel as oorwinningssimbool. Nou Orion beteken hy wat voortkom soos lig. Dit beteken ook skitterend of die vlugtige. En die helder ster is in sy regterskouer is Betelgeuse, die spruit met hoofletter wat kom. Nou, dit raak eintlik so dat mense dink dis te veel. En ek beloof jy, van elke groepering is daar sulke lang lyste name. Ek vat net so 4 of 5 of 3. Met sy linkervoet is die ster Rigel, die voet wat verbrysel. Nou hierdie konstellasie verbeel dus Messia Yeshua as oorwinnaar oor die Satan. Maar terwyl ons van hierdie konstellasie praat van Orion, Jahwe vra aan Job die vraag. Job 38 vers 31, soos ook vorige keer behandel. Kan jy die bande van die 7 ster knoop, of die toue van die Orion losmaak? 7 ster is die Pleiades, en Orion, ons weet nou waar is die konstellasie. En verseker kon Job net sê, nee, hy kan nie. Maar wat insiggewend is weer een syferwaardes. Losmaak is 888, en Yeshua, soos ek weet, is 888. Dis Yeshua wat ons losmaak van die vloek van die sonde. Hy is ons losmaak. Tweede helper is Eridanus, die rivier van die regte. En van onder die linkervoet van Orion vloei die vreeslike rivier van vuur, Eridanus, die rivier van die regte. Ons lees in Psalm 97 vers 2b. En geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon, vers 3. 'n Vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teenstanders rondom aan die brand. En Daniël beskryf hierdie selfde beeld of rivier vir ons. Daniël 7 vers 10a. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. En nog een van die profete, Habakuk, het dieselfde ding gesien en beskryf dit as die koms van die Messia. Habakuk 3 vers 4a en 5b. En die glans so sondig is daar. En 'n koorsgloed trek agter hom uit. Die Engels sê, and burning coals went forth at his feet. Mense die ongeredde wêreld hier buite weet nie wat kom nie. Hulle glo nie regtig wat kom nie. Hier kom vuur, soos lava uit 'n baie groot verspiewende berg, né? Want dit dui op die oordeel oor die Satan en die nasies wat hom volg. En dit word uitgebeeld deur die seemonster Cetus, en dit word gewys met sy voete binne in hierdie rivier van vuur. Nou die derde helper in hierdie konstellasie is Auriga, die herder. Hierdie uitbeelding wys 'n herder met 'n bokooi en 2 lammetjies wat hy vashou, as die beeld van die goeie herder Yeshua wat sy lewe vir ons gegee het, né? Vir ons as sy skape.
En die profeet beskryf dit in Jesaja 40 vers 11. En hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. En die lammeroë sal hy saggies lei. En hier is hier die sterrebeeld met 2 lammers wat hy vashou. En ons ken almal Psalm 23. Jahweh is ons herder. Yeshua is ons herder. So opsommend sien ons in Taurus die wederkoms van Messia wat oorlog voer teen die Satan en oorwin. En ons sien die rivier van vuur waar die vyand gaan verteer en die uitredding dan van die bruid wat in sy arms is en die wraak dan op die aarde gaan vryspring, want ons gaan in sy arms wees. Dit is te gelykertyd die felheid van sy wraak en die oordeel teen die vyand en dan ook die teerheid van die herder wat sy kudde beskerm en vashou. Nommer 10. Gemini die tweeling, Messia word wat verwond was kom om te heers en gelowiges word sy gelykenis. Sy helpers is Lepus die haas, Canis Major die groot hond en Canis Minor die klein hond. Hier is 'n beeld van hoe dit uitgebeeld word. Gemini die tweeling so oor die Egyptia lyn en dan die klein hond en die groot hond onder en dan Lepus wat ook baie keer uitgebeeld word as 'n slang. Daar's 'n ander beeld van hom. Die woord Gemini beteken op een manier verenig, saamgevoeg. In kort, Messia wat verwond was, kom om te heers en sy gelowiges word sy gelykenis gemaak. Terwyl hy meestal uitgebeeld word as 'n tweeling, sien ons in die antieke zodiak van Dendera word dit uitgebeeld as 'n man en vrou. Nie Adam en Eva nie, maar die tweede Adam en sy bruid. Dis waar dit eintlik voor moet staan, né? En eintlik vooruitgebeeld is. Hy as die glorieryke koning Sefeus wat op sy troon sit langs sy bruid Cassiopeia. Nou die Hebreëse naam vir hierdie konstellasie is Taumim, saamgevoeg, gekoppel of verenig. In die ou Koptiese name was daar Pi-Mahi, verenig of volkome saamgevoeg. Dit dui dan op die eenheid tussen Messia en sy bruid. Hulle moet volkome saamgevoeg word. Sy moet gelykwaardig aan hom word. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Weer is dieselfde woord vrou wat reeds getroud was. Efesiërs 4 vers 13 sê ons moet opgroei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Messia. So, die tweeling wys op Messia en sy bruid. Hulle is soos 'n tweeling dan. Sy is volle grootte van Messia geword. Hulle is gelykwaardig mekaar en hulle word verenig, hulle sal verenig. Ons moet verenig wees met Messia en gelykwaardig. Sy gelykenis sal wees die volheid, die volle grootte van Messia. En dis wat hierdie tweeling eintlik uitbeeld. Nou die eerste helper is Lepus die haas of dan ook die slang by die tydrekker. Dis reg onder die voet van Orion en so sal die Satan al eintlik gebind wees en plat getrap word en weerlees wees soos 'n haas. Die tweede helper is die Canis Major, die groot hond. Dis een van die helderste sterre wat hy hier het, is Sirius. Ook 'n ster wat jy uit die piramide kan sien op 'n sekere tyd. Net Venus en die maan is meer helder in die sterreruim as Sirius. Dis die helderste ster in ons ruim. Nou die Egiptiese naam is Nasser, die gestuurde prins. In die Hebreëus is dit Netzer, wat die spruit of dood beteken, soos gevind in Jesaja 11 vers 1 wat ons reeds gehad het. Maar daar sal 'n takkie uitspreid in die stomp van Isaia, 'n loot, Netzer, branch op Engels of spruit, uit sy wortel sal vrugte dra. Nou, die naam Nasarener kom van Nasser af. En dis 'n baie dieper betekenis, want hy is die gestuurde prins, dis wat dit beteken. En sy heerskappy sal bevestig wees met sy wederkom, maar hy is nie alleen nie.
Daar is 'n maat, né? Die derde helper is Canis Minor, die kleinhond. En hierdie helderste ster in hierdie konstellasies, Procyon, die verloste. Hoor jy dit? Dis sy maat, dis ons, die verlostes, né? En die volgende helderste ster is Algomeira, hy wat voltooi of verperfect maak. Ons het nou net gesê, die volle gestalte, die volle gelykenis van Messia. En hierdie ster sê, hy sal ons voltooi of perfect maak. Dan, tweede laaste een, Cancer die kreef, kinders van Elohim se veilige tuiskoms. Hier is Ursa Minor, die kleinbeer, Ursa Major, die grootbeer, en Argo die skip. Daar is 'n ander uitbeelding, die kleinbeer, die grootbeer, Argo die skip, en Cancer die kreef, maar jy moet hier sien, op hierdie uitbeelding, dat sommige bronne beweer, dis die mure om Jerusalem, ander sê, dis die stad Jerusalem, en glad nie 'n kreef of 'n krab nie. So, die moderne zodiac prente wys 'n krab of 'n kreef, maar nie in die antieke prente nie. Nou die Arabiese naam is Al-Sartan, hy wat vasbind of vashou. Twee goed. Hy bind die Satan vas, maar hy hou ons as die bruid vas. Ja. In Hebreëus is dit om saam te bind. En dit dui op die voltooiing van Messias se werk, om die verloste saam te bind in eenheid. En mag dit profeties waar word ook van ons. Nou die klein beer, die uitbeelding is 'n beer met 'n lang ster, maar ek het nog nooit 'n beer met 'n lang ster gesien. En in die antieke Dendra zodiac wys dit as 'n klein dip of dipper soos hulle dit noem, wat ook as 'n skaapskraal bekend staan, né? Waar 'n skaapkudde in versamel word. So daar's twee beere, daar's 'n klein skaapkraal en 'n groot skaapkraal. Dis dit dui dit op die bruid, hierdie ander gereddes, ek vra. Nou die helderste ster hier is El Rukaba, die wat gedraai het, kan ek sê weg van die sondag, of die wat op gery was. Op weet hy gery? Op die eseltjie. Jerusalem binne. Ek het al 'n boodskap gebring, dat Vader het my oopgemaak, die klein eseltjie waarop hy gery het, is die boerevolk. Want, toe destyds gevra is dat die profeet Israel moet vervloek, wie praat met hom anders as 'n donkie? Wat het die donkie gesê? Jy mag nie vermeng nie. Watter volkie op hierdie aardbodem het tot onlangs, en 'n klomp van ons nog steeds in ons gemoed, ons mag nie vermeng nie, apartheid is heilig. Die boerevolk, ons is die klein eseltjie, die wat opgery is. Beide Ursa Minor en Ursa Major dui dan eerder op twee skaapkrale. Nou die kleiner een as kleiner skaapkraal herinner aan Messias se woorde in Lukas 12 vers 32, skies. Moenie vrees nie, klein kuddetjie, daar's 'n klein kuddetjie wat in die klein skaapkraal kom, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Dis 'n geskenk uit genade. Ursa Major, die groot beer of aan groot skaapkraal, kan jy sien, daar's weer eens 'n lang ster gewys, né, wat hy nie het nie. Die helderste ster hier is Dubhe, 'n krab, 'n rusplek vir vee. Hierdie sterre rondom kan ook die prent bevat dan van 'n skaapkraal of dip, jy kan so 'n tekening maak. Nou hierdie konstellasie wys dan ook direk hier na die poolster, wat ware noordhel bepaal het deur die eeue heen. Skoon. Nou die derde helper is Argo, die skip. Argo beteken geselskap van reisigers. En die skip dui eintlik daarop, of hierdie hele verhaal in prentjie, op moe reisigers wat tuis kom na 'n ewige rusplek, of by 'n ewige rusplek. Nou die helderste ster hier is weer eens iets soos Canopus, die besitting van hom wat kom. En die gereddes is voorwaar syne, ons is sy besitting.
want hy het ons gekoop met sy bloed. Opsommende hierdie konstellasie dus daarop, saam met sy helpers, op die saambring, die verenig, die saambind van alles wat syne is. Paulus skryf vir ons in Efesiërs 1 vers 10, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge is gelyk aan 4:3:2, wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof en Messia te verenig. Nou mens kan wonder wat hierdie alle dinge inhou. En dan gee die syferwaardes vir ons weer iets interessants. 4:3:2 is alle dinge, Efesiërs 1 vers 10. 4:3:2 is die aarde, in Hebreërs 1 Samuel 2 vers 8. 4:3:2 is ons vrede. Wie is ons vrede? Dit staan in Jesaja 53 vers 5. 4:3:2 is die spruit van Jahwe tot sieraad en heerlikheid van Jesaja 4 vers 2. Interessant dat spruit optel en vermenigvuldig, maar 4:3:2. En ek vraag weer eens, wat is die kans? Wat is die moontlikheid dat dit so kan uitwerk? En 4:3:2 is ons redder. En wie is dit? Yeshua Messia, Psalm 18 vers 2. 4:3:2 is ook die sinnetjie lei na fonteine van waters. Hoe sê Psalm 23, na waters waar rus is, lei ons heen, né? Dit staan in Jesaja 49 vers 10, hierdie lei na fonteine van water. 4:3:2 is al die nasies, en as jy net verder gaan lees, dan sê is al die nasies van Israel uitverkiesing. Psalm 72 vers 11, dis weer vermenigvuldiging. 4:3:2 is Jerusalem, né? Wat heenwys van Josua 10 vers 1, na die nuwe Jerusalem, 4032, daar is 0 by. Openbaring 21 vers 10, en 4032 is Koninkryk van die hemele, van Matteus 13 vers 47. Kan dit sommer net toevallig wees? Die 12de een. Leeu die leeu, Messias se terugkoms as die leeu van Juda. En dankie, ons het vanmôre gesing, Messia, die leeu van Juda. Ja. Die helperkonstellaties is Hydra die slang, Krater die beker, en Corvus die kraai. Daar is 'n prentjie van hom, die leeu, hy is so op die ekliptika, en dan Corvus die kraai, en Krater die beker. Corvus pik hier aan Hydra die slang, en die beker rus op die slang. Nou ja, daar is 'n ander prentjie van hom. Messias se terugkoms as die leeu van Juda by herhaling. En dis 'n leeu wat jag maak op sy prooi, né? Die Arabiese naam is Asad. 'n Leeu wat vorentoe spring soos 'n vlam. Dis wat dit beteken. In Hebreëus is dit brullende leeu. En dit verbeeld Yeshua as die leeu van Juda by herhaling, wat die troon van Dawid bestyg en met al sy vyande wat dan vernietig is of vernietig word. Nou die apostel Johannes skryf van Messia as die leeu in Openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, né? Die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Want Messia Yeshua alleen is waardig om hierdie seels oop te maak. Johannes het geween want hy het niemand gesien wat waardig is. Toe sê hulle, maar hier is die leeu, hy kan. Hydra die slang, eerste helper. Nou ons lees in Genesis 3 vers 15, van die ewige vyandskap wat tussen die saad van die vrou, wat ook dui op Yeshua en die saad van die slang ingestel is, as konflik tussen die Adam en die Satan, as ook tussen Yeshua en die Satan. En die leeu is besig om te storm, om af te spring op hierdie slang, né, wat probeer vlug. Maar ek wil sê, daar is nie 'n vry plek vir wegkruip. Nou die profeet skryf van die slang wat doodgemaak gaan word in weer eens Jesaja 27 vers 21. Ons het hom al gehad, maar ons lees gou weer. In die dag, dit beteken eindtyd, sal Jahwe met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang. En hy sal die draak doodmaak, wat in die groot water is. Groot waters bedui op baie soorte nasies op die aarde. Nou, Krater die beker, dis
dit is oorspronklik 'n beker rooi wyn wat rooi bloed versimboliseer. Hy staan op die strand Hydra en dit versimboliseer Elohim se wraak wat uitgegiet gaan word oor die Satan en alle boosheid. Die wyn van grimmigheid soos dit staan in Openbaring 19 vers 15. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slag. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hierdie nasies is nie die uitverkore nasies nie, dis die ander. En hy sal trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van Elohim die Almagtige. En ons lees dan dat die Satan gaan gebind wees vir 1000 jaar en daarna sal hy vernietig word in hierdie poel van vuur. Nou Corvus die kraai, wys 'n kraai wat besig is om hierdie slang Hydra te pik en op te vreet. Ons weet kraaie kom en dan maak hulle die karkasse skoon, né? Hy gaan klaar speel met die stad vyand. So opsommend is hierdie konstellasie leeu as die leeu met sy helpers. Die beeld van Messias se oorwinning oor sy vyand, soos die mens lees dan in Jesaja 31 vers 4 en 5. So die dieleriem met sy 12 uitbeeldings van 12 konstellasies het nou vir ons die hele verhaal vertel van Virgo die maagd wat geboorte gegee het aan Yeshua, die baba van Bethlehem, en die sirkel van die ekliptika voltooi tot by leeu as die leeu van Juda, Messias Yeshua. Dis dan ook die verhaal van die versoening van die Adam met Yeshua se oorwinning dat ons die ewige lewe kan beerwe en ons 'n nuwe begin kan maak. Nou ons het met die eerste aanbieding vir u gesê en ook weer verduidelik dat die son in ons Melkweg 'n sirkelgang van 25.920 jaar doen voor hy presies op dieselfde plek kom. Verby al hierdie 12 zodiac konstellasies as die vaste tye van Genesis. En dis ook genoem die groot jaar. Nou dan is daar die verstommende saak dat die syferwaardes van hierdie diereriem se name in Hebreëus presies optel na 2592. Wat is die kans? Ja. Ek wys vir die beeld, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, ensovoort tot by leeu, en die totaal van al die syferwaardes. Ek het 'n klomp van hulle gaan self nagaan. En dit is so waar korrek. Nie dat ek daar getwyfel het nie, maar 'n mens is in so verstom dat dit so kan uitwerk. Hierdie syfers as 'n numeriese kode wat in harmonie is en ooreenstem met die sirkelgang van die son deur die zodiac, kan nie anders as deur absoluut goddelike ontwerp plaasgevind het. Maar daar is meer. Die profeet skryf dat na die hart van Jerusalem gespreek moet word, dat haar stryd verby is en haar skuld betaal is, wat eintlik sê, moenie vrees die klein kindertjie, jou stryd is verby, of baie amper verby, né? En ons het al Hosea aangehaal, maar dit staan ook in Jesaja 40 vers 2, spreek na die hart van Jerusalem, 2592, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, jy moet net glo en in autoriteit staan daarop, né? Dat sy uit die hand van Jahweh dubbel ontvang het vir al haar sondes. Ons word dubbel beloon uit genade, wat ons glad nie verdien nie. Is dit nie wonderbaar nie, hè? Net op die hart van Jerusalem word versinnebeeld deur die diereriem. En dan sê hierdie teks dat ons stryd verby is en ons skuld betaal is. Wie sê halleluja? Nou daar's 12 konstellasies en die son neem dan 'n tydperk vir elke konstellasie. 25920 gedeel deur 12 is 2160 deur elke konstellasie. Wat sou hierdie syfers vir ons vertel? Van die komende tyd waar Messias gaan heers. 260, die Elohim van die gode en Jahweh van die Here. Hebreërs, Deuteronomium 10, vers 17, dis vermenigvuldig. 260, die koninkryk van die Vader, Matteus 13, vers 43, dis opgetel. 260, al die nasies sal hom dien, selfs die wat oorbly van die ander. Hebreërs, dis in Hebreëus,
Psalm 72 vers 11, ons het hom al gehad. 62:0, dis sy heerskappy. Sagaria 9 vers 10, Menavulle. So die sirkelgang van die son vertel dus van die Adamiese mensdom se ervaring van sonde, as ook versoening en die volle herstel tot 'n nuwe begin. Alles in sterreprente vir ons vertel en goddelik bonatuurlik bevestig met sy verwag. En ons kan net met absolute eerbied en ontzag wees voor en vir ons Skepper Verlosser, Messia Yeshua. Nou met die ekliptika se sirkelgang van die son as 25,920, dan is die deursnee daarvan gedeel deur die uitdrukking pi, 22 gedeel deur 7. En dan is die antwoord 8251. Kan jy dit daar sien op die bord? En 8251 is die teksie in hom was, en daai woord was is present continuous past tense, of past tense present en continue. Nee. So ons kan sê in hom is lewe, was lewe en sal lewe wees. Die lewe was die lig van die mense. Johannes 1 vers 4. Want alle dinge, volgens Johannes 1 vers 3 sê, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Kom my. Kom ons bid saam. Abba, U is groot en verhewe. U is ontzagwekkend. As ons kyk na hierdie getuienisse van sterrebeelde, van syferwaardes, van name, U is eerbiedig, waardig, eerbiedwaardig. U alleen is waardig om die seels oop te maak in hierdie eindtyd. Mag U spoedig kom op die wolke en ons optel as U bruid. En Messia Yeshua sê ons dit vir U. Amen.